Baie dankie julle. Ja, ek wil jou iets vertel van ons Jesus, hoor. Kan ek maar? Die dag met die kruisiging, moet jy verstaan hoe die hele wêreld verander en hoe dit in die tempel was. Kan ek jou gou vir 'n oomblik net terugvat na die tempel toe, na die allerheiligste toe. Jy sien na die swaar gordyn, God kom van die hemel af neer, toe hy sê vir sy seun, dit is volbring, toe skeer daar die gordyn. Van onder af boontoe kan die mense dit skeer, maar God kom en hy skeer hom van bo na onder toe, sodat ek en jy nie meer vanmôre onder 'n offerstelsel moet wees nie, want Jesus Christus het die volprys kom betaal vir ons. Ja, wat 'n voorreg vanmôre om hom te dank daarvoor. Dankie Jesus. Kan jy net vir jouself indink vir 'n oomblik, daardie priester wat in die tempel was, hoe hy dit moes beleef het, hoe hy gesien het, daardie sacrifice. Ons hoef dit nie meer te doen nie, want hy het vir ons ingetree. Hy het ons 'n ander trooster gegee, die Heilige Gees. Kan ons sensitief wees vanmôre vir die stem van God, vir die Heilige Gees. Ons eer hom daarvoor. Dankie Jesus. Lei ons in hierdie diens vanmôre, Here, aan U kom toe die lof, die eer en alle heerlikheid. U is waardig vanmôre, Here, om geprys te word. Here, ons gaan nie stil bly nie. We will carry your fire into this world. We will go wherever you want us to go. We will say whatever you want us to say. Ons verheerlik U groot en heilige naam vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Ek praat vanmôre met jou uit 'n ou gedeelte, een van die kragtigste, mooiste gedeeltes uit 1 Samuel uit die 3de hoofstuk. Hoor ons nog die Here se stem. En ek wil vir ons daar een enkele vers saam lees uit die woord uit. En hoor wat sê in vers 10 vir ons. Hy sê, spreek Here, want U diensknegt hoor, want U diensknegt luister. Ek wil vanmôre deur te begin om te vra, hoor ons nog die stem van God? Ek wil eintlik net hierdie ook vir jou sê, dat God het nog nooit stil geword nie. Die probleem is dikwels nie dat God stil is nie, maar dat ons as mens nie meer vir God hoor nie. Hoekom? Want ons leef in 'n wêreld vol geraas. Jy sien, want om ons is sosiale media, daar is nuus, daar is bekommernis. Weet jy wanneer hoor jy juis nie God se stem nie? Wanneer bekommernisse in jou lewe hoor word as oplossings. Dit is tyd dat ek en jy moet sê, ons glo in 'n God en ons weet die Here is 'n God van oplossings, nie van bekommernisse en van probleme nie. Amen. Kan ons dit so doen? Jy sien, ons werk elke dag van vroeg tot laat aand, finansies, siekte en die eise van hierdie veelsidige dae waarin ons lewe. Ek wil eintlik vir jou sê vandag, ons hoor ongelooflik baie stemme. En hier kom ons en ons lees hierdie prachtverhaal van Samuel se verhaal. En hierdie verhaal leer ons 3 dinge. Hy leer ons hoe God praat, waarom ons soms sy stem mis, en hoe om weer sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees en van God. Hoe ons moet sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees. In 1 Samuel 3 vers 1 kom hy en dan sê hy vir ons, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie gewees nie. En dit beteken nie dat God nie bestaan nie, of dat God opgehou praat het nie. Dit beteken dat ons vanmôre baie eerlik kan sê, dat ons as kinders van die Here geestelik afgestom geraak het. En as ons hierdie verhaal lees, dan sien ons dat die priesterskap en die priester van daai tyd, Eli se priesterskap was baie swak geweest. Jy sien, want sy seuns het in sonde gelewe. Jy kan dit maar gaan lees. En die volk het afgewyk. Dis presies wat in Suid-Afrika gebeur. Ek gaan nie nou in die politieke maniere ingaan nie, dit is nie vir ons onbekend nie. Maar die oomblik wanneer die Here Jesus nie aanbid word en God nie gedeel is van die hoogste gesag in die grondwet nie, en wanneer ons sekere dinge nie meer oopmaak en met gebed en God alle eer gee en die gebeur hierdie goed, val die wêreld uitmekaar uit. Hoor ons nie God se stem nie. Kerk, kan ek 'n amen kry? Kom ons beweeg aan. Die mense van God het wegbeweeg. Hulle het stil geword. Die stem van God het stil geword vir hulle.
Die boere verstaan nie meer wat dit beteken eintlik om te bid wanneer daar droogte kom nie. Van hulle doen, daar is mooi geestelike boere. Maar wanneer dinge opgaan, is dit meer oor dat ons vaskyk in die wêreld. Die stem van die nuus sê dat die dieselpryse gaan op, hier kom swaar tye, en ons is nie meer afhanklik nie, ons buig nie meer voor God nie. Maar weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou die great nuus gee, kan ek vir jou goeie nuus gee? God soek steeds iemand wat luister. En weet jy wat, hier is 'n verhaal van 'n jong seun met die naam van Samuel. Hy was nie 'n koning gewees nie, hy was nog nie 'n profeet gewees nie, en weet jy wat die beste van alles is, hy was nog nie eens 'n geleerde gewees nie. Hy was 'n jong seun met 'n oop hart. En weet jy, kan ek vir jou sê vandag, hoor gou mooi jong kinders, jong mense, God kyk nie na ouderdom nie. God kyk nie na ouderdom nie. God kyk nie na jou status nie. Hy is nie statusbewus nie, maar weet jy waarna hy kyk? Hy kyk na wie is beskikbaar. Hy kyk na die beskikbaarheid. Kan ek 'n amen kry vanmôre? Hy kyk wie is beskikbaar om te luister na sy stem en te doen wat hy wil hê ons moet doen. Samuel was een van daardie jong manne wat naby in die teenwoordigheid van die Here was. 1 Samuel 3 lees ons daar in die 3de hoofstuk. Samuel het gelê in die tempel. Hy was in die huis van die Here waar die ark van God was. Samuel was naby die ark. Ons is vanmôre in die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Dit gaan nie oor hierdie kerkgebou nie, maar weet jy, kan ek vir jou sê, God is hier. God is hier, die Gees van die Here is hier. Is jy hier? Is jy hier? In die ark ken ons almal het God se teenwoordigheid voorgestel. Die ark is jy moet op my Bybelskool gaan kyk, ek gee 'n mooi teaching oor dit. Hy het in die huis van die Here groot geword. Ek en jy kom elke Sondag kerk toe. Ons lees dalk die Bybel, ons kan bid en ons bid. Maar ons moet steeds leer hoe om die stem van die Here te hoor en te herken. Ken ons die stem van die Here? Ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Die Here kom en dan roep hy jou by jou naam. Hy roep Samuel by sy naam. Hy sê Samuel, Samuel. God roep hom persoonlik. Hy ken sy naam. Kan ek gou vir jou iets sê in die nagtelike nagwaak in die ure wanneer die stilte oor ons huis heers, oor die aarde stil word en God maak jou wakker. Kan ek vir jou sê, is daar iets wat in jou kom, dat jy eintlik hoor hoe die Here jou naam roep. Hy kom maak jou gentle wakker, hy kom maak jou liggies wakker. Hy sê, Naps, word wakker. Ek wil vir jou iets vertel, ek wil vir jou iets sê. Hy wil met jou praat, hy ken jou naam. En Jesus bevestig het in Johannes 10, die mooi gedeelte in die 3de hoofstuk kom en dan sê hy roep sy skape by die naam. Hy ken jou by die naam. Sê gou vir die een langs jou, God ken jou man. God ken jou, weet jy wat, sê vir die een langs jou, weet jy wat, hy ken jou pyn. Die Here ken my pyn, ek het 'n stikkende lip danksy John. Jo, hou slaat hard. John, nie weer nie. Hy ken jou vrese. Waaroor vrees jy vandag? Hy ken jou toekoms. Weet jy wat? God ken jou toekoms. Dit lyk vanmôre vir jou asof jy hartseer is oor sekere dinge wat gebeur in jou lewe, maar God ken jou toekoms. Hy weet wat hy vir jou beplan. Ek weet wat hy vir my beplan. Die woord sê Samuel het aanvanklik nie God se stem gehoor nie, want 3 keer het die Here na Samuel geroep. En Samuel het opgestaan en hy het na die priester toe gegaan, hy het na Eli toe gegaan en hy het gedink dit is Eli wat hom roep. Hy sê spreek meester, spreek Eli, hier is ek. Hy sê gaan slaap. Ek het jou nie geroep nie. Waarom? Omdat hy nog nie geleer het om na God se stem te luister nie. En hierdie is vir my eintlik baie mooi. Baie Christene is vandag daar. Weet jy hoekom sê ek dit? En ek sê dit met baie liefde. Ek sê dit met baie liefde. Nou sal jy vir my bid. Wanneer bid jy? Wanneer hoor jy? Ek sal vir jou bid, geen probleem nie. Jy sien, maar God praat.
Maar dan dink jy, dit is deur jou gedagtes of jy hoor jou eie gedagtes. Maar ek wil vir jou sê, hoe praat God met ons vandag? Hy praat met ons deur die woord. Hy praat met ons in die Bybel. Die Bybel is God se stem. In 2 Timoteus 3 vers 16, jy kan saam met my lees, sê hy daar, die hele skrif, hoor gou daar, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot die lering, hoor gou wat sê hy, tot die weerlegging, tot die teregwysing, tot die onderwysing in die geregtigheid. Dit is wat dit beteken vir my en vir jou. Ek wil vandag vir jou sê, hoe beter jy die skrif ken, hoe beter jy die woord van die Here ken, hoe makliker gaan jy sy stem herken. Deur die Heilige Gees. Hoe meer jy met die Heilige Gees praat, hoe meer gaan jy sensitief wees vir die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13 kom en dan sê hy, maar wanneer hy gekom het, ek glo nie hy is op die skerm nie, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ja, dit is mooi. Och, die woord van die Here is mooi. Heilige Gees lei ons in die waarheid, lei ons in die geregtigheid. Weet jy wat doen die Heilige Gees? Hy waarsku ons teen die gevare. Hy waarsku ons wanneer die gevaar aankom. Geen wapen teen jou gesmee sal in werking kom. Geen woord nie. Wanneer iemand teen jou spreek, sal dit omdraai in 'n seën. Amen. Hy waarsku jou. Hy oortuig jou. Hy gee jou vrede. Daar is niks wat jou beter vrede gee as die woord van die Here en die Gees van die Here nie. Deur gebed. Deur jou omstandighede. Weet jy wat, soms maak die Here vir jou deure oop en soms maak hy deure toe. Soms sluit hy die deure. Weet jy wat, baie kere gebruik die Here ook moeilike tye om met my en met jou te praat. Hy gebruik moeilike omstandighede om met my en jou te praat. Hy gebruik dit. Hy gee vername mense, hy stuur hierdie mense op ons pad om met ons te werk. Hy gee geestelike leiers, daar's mooi geestelike leiers daar buitekant. Eli het Samuel gehelp om na God se stem te luister. Daarom gee hy herders. Daarom gee hy diensknegte. Daarom gee hy geestelike leiers. Die vraag is vandag, wat verhinder my en jou om die stem van God te hoor? Wat? Sonde. Onbelyde sonde maak die hart hard. Psalm 46 en party Bybels is dit vers 10, ander vers 11, weet kom en dan sê hy, wees stil en weet ek is God. Baie kere skree God nie. Hy fluister. Hy fluister. Ek sê weer vanmôre, hoe beter jy die woord ken, hoe makliker gaan jy sy stem herken. Hoe makliker of hoe meer en hoe gereeld jy in aanbidding is. Want jy sien, gebed is 'n gesprek. Dis nie net 'n monoloog nie. Dis 'n dialoog, dis 'n tweegesprek. Dit beteken dat ek met God praat en ek luister. Ek luister. Elke keer wat jy gehoorsaam is, word jou geestelike ore skerper. Word dit skerper. Want jy sien, sonde maak doof. Heiligheid maak ons sensitief. Dis wat dit doen. En toe hy by Eli kom, leer Eli hom en hy sê vir hom na die 3de keer, en toe weet Eli, dit is die Here wat spreek. Dis God wat spreek. Hy sê vir hom, as jy dit weer hoor, gaan slaap, as jy dit weer hoor, dan sê jy, spreek Here, want u diensknegt luister. Spreek Here, want u diensknegt luister. Wow, dis een van die mooiste gebede in die woord van die Here. Nie Here luister na my nie, maar Here ek luister na u. Spreek Here, ek luister. Wat sou gebeur as elke Christen, as elke een van ons môreoggend opstaan en ons begin so te bid, spreek Here, ek luister. Toe Samuel luister, toe wat doen God? Gaan lees dit. Toe begin God hom gebruik. Hy word een van Israel se grootste profete.
indien nie die grootste nie. Die verhaal van Samuel is een van die mooiste verhale wat daar is. Ek dink dis kragtig, as daar iemand soos hy is, of as hy soos hy kan word, sal dit wonderlik wees. Jy sien, want God vertrou sy stem aan mense wat luister. Ek en jy kan opstaan met autoriteit. Ek en jy kan opstaan om te weet dat die waarheid en die gees van die Here binne in ons is. Ek en jy hoef nie 'n kompromie aan te gaan nie. Ons staan op die waarheid. Maar vra jouself hierdie vraag. Maak ek tyd om elke dag stil te word voor God? Maak ek tyd om stil te word? Lees ek die Bybel met die begeerte om God se stem te hoor? Ek kan nie net om my gewete te sis die Bybel lees om te bid nie. Nee. Is daar sonde of ongehoorsaamheid wat my dalk geestelik vandag doof maak? Jy weet, kan ek gou vir jou sê, dalk praat God al lankal met jou. Hy hou dalk nie op om met jou te praat nie. Net soos hy Samuel se naam geroep het, so roep hy jou naam. So roep hy ons nog steeds vandag. Hy roep ons deur sy woord, hy roep ons deur sy gees, hy roep ons deur sy liefde. Want as God nie vir jou lief gehad het nie, kan jy nie dink waar sou jy gewees het. Maar mag ek en jou antwoord wees, spreek Here, want u diensknegt luister. Luister jy vandag, met opregtheid. Wanneer 'n gemeente luister, hoor gou mooi. Of wanneer 'n gemeente weer luister, kom ek stel dit eerder so, na die stem van God, weet jy wat gebeur? Verander gesinne, verander kerke, word die koninkryk van God sigbaar. Hierdie was een van die mooiste weke wat verby was, die mooiste getuienisse wat ek gekry het van mense, hoe God vir iemand werk gegee het, hoe God in hulle lewe veranderinge gebring het, hoe God deurgekom het vir hulle. Kan ek gou vir jou iets sê, diensknegt? Wanneer jy na God luister, gaan God vir jou deurkom. Kan jy dit spreek in jou lewe? Hierdie is 'n week dat die Here vir my gaan deurkom. Elke week gaan dit so wees. Jy hoef nie in bekommernisse te lewe nie. Party van julle is gemaak, man, lyk my jy hou daarvan. Jy moet iets kry, man, jy moet lekker goed kry, soos lekker koffie kry en iets, man, kry iets, geniet die lewe. John van die Westhuizen se pre-workout in die gym is kondensmelk. Kry vir jou kondensmelk, maar word net 'n lekker mens. Word net 'n lekker mens. Amen. As jy 'n lekker mens. Dit is wat ons moet doen. Ons moet God se goedheid verwag. Kom deur. Kom deur. Kom by die Here uit. Ek sê weer vanmôre, wanneer ons as 'n gemeente na die stem van die Here luister, verander dit baie dinge in jou lewe. Verander kerke. En die koninkryk van God word sigbaar. Seek the kingdom of God. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. En hoor wat sê die woord, 'n belofte. Dankie Here, dat al die ander dinge vir my bygevoeg sal word. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Weet jy wat 'n voorreg dit is, om te weet dat die Here jou die begeertes van jou hart wil gee. Weet jy wat 'n voorreg is dit? Om net stil te kan word en te kan luister na die stem van die Here. En te weet hy is ons koning. Here, so kom ek in aanbidding vanmôre. Dankie dat ons nie meer dood hoef te spreek nie, omdat die omstandighede verander. Ons spreek lewe. Ons spreek lewe in ons lewe, in ons gesinne, in ons families. Ja, ons spreek lewe selfs in ons dorp. Ons spreek lewe in Elsburg, Vader. Here, dankie dat jy Elsburg gaan oprig, Elspark, Jimmiston, omliggende omgewing, daar waar jy is. Weet jy wat, spreek bietjie lewe in jou dorp, man. Dankie, Jesus. Dankie dat ons 'n maand laas kragonderbreking gehad het. Amen. Dis God wat deurkom. Jy sien, want die duiwel wil jou omkrap, hy wil jou joy steel. As daar iemand is wat jou joy wil steel, dan is dit die duiwel en sy magte.
Maar weet jy, kan ek vanmôre vir jou sê, kerk, hoor gou mooi, die dienende knegte van die Here, die engele, daar is meer engele wat vir jou veg, as demone wat teen jou veg. Wag, dis kragtig vanmôre. Dankie Here dat U engele aangaan, U ons bevel gee, dat hulle skouer aan skouer staan om ons te bewaar, teen elke aanslag van siekte, van iets wat nie van U af is. Dat U ons beskerm vanmôre, Here. Elke klein ding wat in ons lewe 'n hindernis is, Here sal U uittrek, want U genade is vir ons genoeg. U genade is vir ons genoeg. In hierdie week, as jy met 'n verwagting God vertrou, gaan die Here vir jou 'n deurbraak gee. Want hy's 'n God wat staan op sy beloftes. Want goedheid en guns, sy goedheid en sy guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Jou beker sal oorloop. Jou hoof sal vet word met olie. Kan ek dit gou vir jou sê? Die lering tot die weerlegging van hierdie wonderlike woord, dat die Here met ons spreek, en ek en jy antwoord en sê, Jesus, Here, spreek, die diensknegt luister. Hy luister. Wat 'n voorreg vanmôre, Here, om oor te kan gaan na die sakrament toe, dit wat Jesus vir ons gedoen het, die nagmaal. Die wonderbaarlike gedeelte van die nagmaal, U goedheid en die guns. Ons vier vanmôre, Here, die nagmaal om net weer vir U te sê dankie. Dankie, dit is volbring vir elke een van ons. Ek wil gou vir jou iets sê. Ek wil gou vir jou dit spreek. Ek wil vir jou sê, deur die krag van die Here, deur sy waarheid, deur die kruisiging, het daar vir jou genesing gekom. Het daar vir jou verlossing gekom. Het daar vir jou redding gekom. Kom die Here vir jou deur. Kom die Here vir jou deur. Kom die Here vir jou deur. Luister, gou voordat ek nagmaal toe gaan. So, ek gaan so 2 minute vra. As jy wil hê die Here moet vir jou deurkom, hy ken jou hart, hoor gou mooi, die Here ken jou naam, ek gaan nie vir jou vra nie. Terwyl ek gebid staan net, dan sê jy, Jesus, Here, staan net en sê, Jesus, Here, spreek die diensknegt, luister, jy gaan vir my deurkom hierdie week, dan sit jy. Staan en sit en spreek dit vanmôre. Die Here gaan deurkom vir jou soos nog nooit tevore nie. En dit beteken ooreenstemmend dat jy gaan glo in hom vandag. Dat daar vir jou redding en genesing gekom het. As jy wil staan, bly staan. Loof die Here bietjie vanmôre. Maak nie saak wie vir jou kyk nie. Maak nie saak, moenie worry oor mense nie. Worry oor wat die Here vir jou gaan doen. Hy gaan vir jou deurkom. Jy gaan 'n getuienis wees. Kan ek dit gou vir jou lees? Hoor wat moet jy doen? Die waar sit, lees gou saam met my die boek van die Here in Openbaring. Dis die heel laaste boek, Openbaring. Hy kom dan sê hy daarso vir ons, dat ek en jy, in vers 11 van Openbaring 12 sê hy daar, en hulle het hom oorwin. Hoor gou daar, ons gaan dit nou vier. Jesus man, kerk, ek raak sommer opgewonde. Ek wil jive. Hy het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Die Here gaan vir jou deurkom hierdie week. Ek sê vir jou vanmôre, ek profeteer dit in jou lewe, as jy dit glo vanmôre, na die stem luister, gaan die Here vir jou deurkom. Augustus gaan jou maand wees. Augustus gaan jou maand wees. En ek wil nie hê jy moet nou net vir my luister en ek sê, en as dit nie gebeur nie, hierdie is in jou hande, dis in jou hart, dit is in jou verhouding, of dit so gaan wees, of nie. Hoor gou, jy moet God vertrou, jy moet hom vertrou, jy moet dit spreek, jy moet dit spreek, you need to preach it in your life, jy moet dit vashou, jy moet dit vashou in sy woord, jy moet hom soek soos nog nooit tevore nie. Jy moet dit neerskryf in jou joernaal, in jou digbundel, wat ook al jy dit noem. Skryf dit neer. Elke dag, Here, ek verwag U. Dankie Jesus. So sal dit wees. Vir elkeen van julle wat staan vanmôre, hou vas. Hou vas, die Here gaan vir jou deurkom. Amen.